Maar dat sulke mense jou baie fyn dophou is verseker. Hoe leef ek? My getuienis as kind van die Here in hierdie godlose en godverlonende omgewing uit. Hoe kan ek vreesloos lewe in hierdie wêreldomgewing waar ek my elke dag in bevind? Maak 'n verskil daar waar jy is. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Baie dankie vir die geleentheid om die woord te bedien. En as jy wil saam met my lees uit Daniël hoofstuk 1, gaan ons lees. En ek praat met jou oor die gedagte, hoe oorleef ek in die vyand se paleis? Hoe oorleef ek in die vyand se paleis? Dit is so dat almal van ons wat sekulêr werk, in omgewings werk waar jy saam met mense werk wat nie soos jy dink, wat nie soos jy leef, wat nie soos jy glo nie. Ek dink almal van ons beleef daai situasie, het dit al belewe. Toe ek nog sekulêr gewerk het ek in 'n omgewing gewerk waar mense nie verstaan het as jy vir hulle sê, jy het op bekering kom, jy dien die Here nie. Maar dat sulke mense jou baie fyn dophou is verseker. Hulle kyk hoe jy jou getuienis uitlewe en daarom is dit so belangrik, so ontsettend belangrik, dat ons as gelowiges nooit sal wankel in ons getuienis om kind van die Here te wees nie. Ek wil vandag juist kyk, hoe oorleef ek, of wat maak ek in my werkplek wanneer daar op my gespioneer word of wanneer ek benadeel word as gevolg van my geloof? Wat maak ons wanneer almal dink ons is pretbederwers en ons is skynheiliges omdat ons nie saam met hulle die gratis partytjies en drank van die maatskappy geniet nie? Verstaan julle wat ek bedoel? Wat maak ons as ons waardes en ons beginsels waarvoor ons leef lynreg bots met die wyse waarop hulle besigheid doen? Hoe leef ek my getuienis as kind van die Here in hierdie godlose en godverlonende omgewing uit? Maar in ander woorde, hoe oorleef ek in die vyand se paleis, of as ek wil inpas by die tema van ons gemeente hierdie maand, is dit, hoe kan ek vreesloos lewe in hierdie wêreldomgewing waar ek my elke dag in bevind? En ek gaan vandag kyk na Daniël en sy vriende se lewe, hoe hulle geleef het in so 'n omgewing en aan die einde van die dag daar uitgestap het met die hoogste agting en respek van die koning en sy amptenary. En hier is die beginsels wat hulle toegepas het. In die eerste plek, maak 'n verskil daar waar jy is. Maak 'n verskil daar waar jy is. Jy sien, Daniël se vriende beland in die paleis van die koning, nie omdat hulle graag wou nie, maar hulle is opgeroep soontoe. Jare terug het ons net so 'n oproep instruksie gekry van die weermag, jy moet op 'n sekere dag, op 'n sekere tyd, in 'n sekere oomblik moet jy aanmeld vir diens en jou diensplig kom doen. Wie van julle was daar? Met groter deel van die ouens ken dit nie, maar baie van ons was daar deur. Het jy net hierdie oproep instruksie, jy was nog amper aan die skool, ja, dan kry jy hierdie brief van die weermag met hierdie amptelike stempel. Waar nou jy? Jy word opgeroep. Maar Daniël en sy vriende, hulle word opgeroep, want die Bybel sê, die koning het 'n bevel gegee vir sy paleisbeampte, ons lees daar in Daniël 1 vers 3 en 4, dat hulle moet gaan soek na jong manne onder die Israeliete,
Manne, en hier is die kwalifikasies, uit die koninklike geslag, sowel uit die edelste bring, jong seuns, aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was, ongelukkig sal ek uitval daar, en vernuftig in allerhande wysheid en 'n besit van kennis en insig in wetenskap. En wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien. En dan moet hulle leer die taal van die Galdeërs in hulle wyse hoe hulle dinge doen. Dis die manne wat gesoek word. En Daniël en sy vriende word opgeroep. Hulle word net beveel, kom. En so beland hulle in die koning se paleis, in hierdie vreemde omgewing, maar nêrens lees jy dat hulle gememoreer het, dat hulle gekla het, dat hulle beklei het om daar te wees nie. Maar hulle kom met 'n gesindheid daarin, wat onmiddellik 'n verskil maak in daardie paleis, want die Bybel sê die paleisbeamptes, die hoofpaleisbeampte, het hulle goedgesind gewees en hulle versoeke toegestaan wat hulle hom gevra het. Ons lees daarvan in die woord. Amper dieselfde situasie wat ons kry met Ester. Julle ken die storie van Ester, wat 'n Joodse meisie was wat uiteindelik met die koning, 'n heidense koning trou. Wat hy haar eintlik net vat. Kyk, hulle het nie keuse gehad nie, hulle is hom net gevat. Ek kon nie net vat nie, toe ek my vrou gesoek het nie. Dit het my 'n hele middag gevra om moed by mekaar te skraap om ouers te vra. Maar Ester beland in die paleis. En sy het so 'n mooi gesindheid dat sy uiteindelik die koning se hart wen. Ons lees in Ester 2:17, en die koning het Ester lief gekry meer as al die vroue, en sy het guns en welwillendheid voor hom gevind, meer as al die jong meisies, en hy het die koninklike kroon op haar hoof gesit en haar koningin gemaak in die plek van Vasti. Later moes hy na die koning toe gaan. Nou die gebruik was, jy gaan nie net sommer van self na die koning toe, hy moet jou roep. En nou sê Mordegai vir haar, jong, ons volk is in gevaar om uitgeroei te word. Julle ken die storie van hoe Haman die koning georeed het om 'n dekreet uit te vaardig, dat al die Jode in daai provinsie op 'n spesifieke dag doodgemaak moet word. En nou sê Mordegai, jy moet met die koning gaan praat. Sê, hy het my nou vir 'n maand lank nie geroep nie. So hy sê, jy moet weet, jy is die buffer tussen die dood en lewe. So jy moet by die koning uitkom. En hier gaan Ester, na sy 3 dae gevas het, gaan sy en sy gaan staan net in die voorportaal. En die Bybel sê, en toe die koning Ester sien, het sy genade in sy oë gevind. Die koning het die goue scepter wat in sy hand was, na Ester uitgesteek, en Ester het nader gekom en die punt van die scepter aangeraak. Sy kom pleit vir die redding van haar volk. Van wie haar gesindheid en die verskil wat sy gemaak het in die paleis, het sy vreesloos gestap en voor die koning verskyn, sonder dat sy geroep is. En Here, geliefde in die Here, dis wat dit ook ons uitgangspunt moet wees in die lewe. Ons moet dan 'n plek ingaan in die gedagte, die eerste gedagte wat ons moet hê is, ek moet 'n verskil gaan maak. Maak nie saak wat 'n werksomgewing jy is nie. Al werk ek tussen mense wat nie soos ek glo nie. Al word ek snaaks aangekyk oor my geloof en my getuienis. Al is dit nie die plek wat ek gekies het om te wees nie, maar ek is daar. Jy's daar waar ek 'n ander gesindheid moet openbaar. En daar moet ek kies om 'n verskil te maak. Hoe doen ek dit? Deur 'n teenoorgestelde gees te openbaar. Vloek hulle en skel hulle my, seën ek hulle. Hoe seën julle al die taksies? As jy 'n vrou het soos ek, dan kom jy baie vinnig tot insigte.
En ek kon kwaad word as hierdie taxi voor my ry. En dan het ek my hande sê, kies 'n vinger. En eendag toe blaas my vrou my ballon net so af. Sy sê vir my, pas op wat jy doen. Dit is miskien 'n potensiële lidmaat wat daar ry. En dink by jouself, jy maak een of ander ding met jou hande en jy raas en skel en al daai goed. En hier kom jy in die kerk gestap en hier sit daai liewe broer en suster voor jou. Dis net daar waar jy voel jy draai om en jy stap uit. Is dit nie so? Jy moet 'n teenoorgestelde gees openbaar. My vrou sê altyd, gee hom plek. Hy sal altyd weet wie hy is. En dit is belangrik. Dat ek en jy in 'n gees moet openbaar. Dat ons 'n teenoorgestelde gees moet hê as wat hulle het. Probeer hulle my kontrak afwater by die werk, staan ek ferm in my beginsels en my waardes, dis die oorspronklike ooreenkoms, ek gaan nie daarvan afwyk nie. Gee hulle my die slegste werk in die maatskappy, dan maak ek dit die beste. Want ek is daar om 'n verskil te maak. Jesus self kom gee vir ons 'n paar riglyne in Matteus 5 in van vers 14 en 15. Hy sê en elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom wat jou iets vra en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek. Doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Eina. Want dis wat God sê, ons moet doen. En ons sien hierdie gesindheid in die disippels van ouds. Toe daar vervolging uitbreek in die kerk van die Here Jesus in Jerusalem, toe vlug hulle na ander stede toe. En hulle het nie gaan wegkruip nie. Hulle het nie daar iewers net in die niet verdwyn en gesê, nee wat, dis nie die moeite werd om verder aan te gaan, om die Here te dien nie, kyk wat maak hulle met 'n mens. Nee, die woord sê, hulle het steeds gegaan en gaan preek. Ons lees daar van Handelinge 8. En die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. En Filippus het afgekom in 'n stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus, toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen. Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het die geeste uitgegaan, terwyl hulle met 'n groot stem skreeu, en baie wat lam en krepeel was, het gesond geword, en daar was groot blydskap in daardie stad. Jy sien, dis in jou en my hand, om daai verskil te maak. En Filippus het nie gaan wegkruip nie. Hy moes vlug vir sy lewe uit Jerusalem uit, maar het hom nie bang gemaak om steeds voort te gaan, om sy getuienis uit te lewe, om steeds die woord te verkondig. En geliefde in die Here, waar ons ook al gaan, laat ons net ons getuienis uitlewe. Maak nie saak of jy na die dokter toe gaan met jou tekkies, jou kortbroekie en jou t-shirt en jy ruik na sweet nie. Jy gaan maak 'n verskil daar. Hoe doen jy dit? Jy kom maar in met die blydskap van die Here. Jy getuig van die goedheid van God. En jy staan ferm in jou beginsels en waardes. En dis hoe ek en jy 'n verskil sal maak in 'n heidense omgewing, 'n omgewing wat ons nie aangebore is nie. Dis ons primêre roeping. Want wat sê Jesus vir die disippels in Handelinge 1:8? Julle sal my getuienis wees van die Heilige Gees oor julle kom. Waar? Nie net in Jerusalem nie, in Judea, in Samaria en tot aan die uiters van die wêreld. Jy sien, as God ons roep as 'n getuie, is dit nie 'n getuie om in die kerk te wees nie, want jou liggie gaan geen verskil maak tussen 'n klomp ander liggies nie. Maar as jy die lig van die wêreld wil wees, moet jy wees in die donker en die duisternis. Dis waar jy jou lig moet laat skyn. Dis waar jou getuienis moet uitlewe. Nie in die kerk alleen nie. In die kerk kan jy saam met ander gelowiges Here loof en prys. Jesus het self opstaan vir die disippels, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Ek en jy moet ander Jesus
laat raak sien. En hulle kan Jesus alleen raak sien as ek en jy die gesindheid van Christus openbaar, soos dit Daniël en sy 3 vriende gedoen het ook. Baie belangrik. 'n tweede beginsel is, moenie kompromieë aangaan nie. Dit is wat Daniël en sy vriende gedoen het. Jy moet vas staan in jou beginsels en waardes. Daniël het, ons lees dit in die Bybel, in die begin besluit, ek gaan nie van die koning se kos eet of van sy wyn drink nie. Ek stel nie daarin belang nie. Ek gaan nie 'n kompromie aangaan nie. Want hy wil rein bly voor die Here. Hoeveel keer gaan ons kompromieë aan om die guns van mense te wen? Ag pastoor, daar's niks meer verkeerd om 'n biertjie saam met my vriende om die braaivleisvuur te drink nie. En jy weet, 'n koue bier is dan lekker op 'n warm dag. Dries, ek weet jy ken dit nou nie, maar net jou skoonpa. Kom ek sê vir jou, daar's sekerlik niks verkeerd daarmee nie. Daarmee sê ek nie jy moet nou uitgaan en vir jou bier gaan koop nie. Die Here gaan jou nie doodslaan nie. Hy gaan jou nie weggooi omdat jy nou bier gedrink het nie. Maar daar gaan 'n dag kom wat jy met daai vriende wil praat oor 'n saak met die Here. Wat jy hulle na die Here toe wil lei. En dan het jy nie die moed en die vrymoedigheid om dit te doen nie, want jy het jou autoriteit weggegee om 'n bier saam met hulle te drink. En hulle gaan vir jou sê, nee man, jy het dan nou gister saam ons 'n bier gedrink, nou wil jy vir ons preek. Ag nee, ek stel nie daarin belang nie. En ek is seker daar's mense wat dit gehoor het al in hulle lewe. Daar's 'n Engelse spreekwoord sê, you earn the right to speak into somebody else's life. Ons groot fout is, ons wil baie keer net sommer vir mense sê wat hulle moet doen, ons wil raad gee sonder dat ons gevra is. Ek gee nooit vir iemand raad, tensy hy vir my vra. Ek gaan nie sommer net inklim en sê, jy moet so maak of so maak nie. Maar as hy my vra, dan gee hy my die vryheid om met hom te praat, of haar te praat. Daniël en sy vriende sê, ons wil nie die koning se wyn en kos hê nie. Glad nie. In 1 Samuel 2 lees ons 'n storie wat hierdie beginsel baie mooi saamvat. En dis die storie van Eli, die hoëpriester van Israel en sy 2 seuns Hofni en Pinehas. Hofni en Pinehas was baie stout, hulle was priesters. Eli was die hoëpriester en hulle was priesters, hulle moes die offers bring vir die volk en so aan. Maar Hofni en Pinehas het stoute goed gedoen. Hulle was nie eerbaar nie. Hulle het nie na hulle pa geluister nie. En later kon Eli nie meer met hulle praat nie, want hy het sy autoriteit verloor om met sy seuns te praat. Want die woord sê vir ons daar in 1 Samuel 2:29. Praat die Here met Eli. Hy sê, waarom verag julle my slagoffer en my spysoffer wat ek in my woning beveel het? En eer jy jou seuns meer as wat jy vir my eer? Deur julle vet te voer met die beste van elke offergawe van my volk Israel. God sê, Eli, jy het klaar jou autoriteit weggegee. Jy eer jou seuns meer as vir my. Hoekom sal ek verder na jou luister? Dan praat Eli met sy seuns in vers 25. Hy sê, as mens teen mens sondig, dan beslis die owerheid oor hom. Maar as 'n mens teen die Here sondig, wie sal dan vir hom as skeieregter optree? Dan lees ons die laaste sinnetjie. Maar hulle het nie na hul vader geluister nie, want die Here wou hulle ombring. Kompromie maak dat Eli se 2 seuns doodgaan. En inteendeel, Eli is op dieselfde dag dood as wat hulle dood is. Want God hou nie van kompromieë nie. Dit is wat Daniël en sy vriende so besonder gemaak. Hulle het geen kompromie aangegaan nie. Selfs toe die paleisbestuurder vir hulle sê, maar julle weet, julle plaas my in 'n moeilike posisie. As julle gaan slegter lyk as die ander jong manne, dan gaan die koning my doodmaak. Dus sê Daniël vir hom, gee ons net 10 dae kans.
Gee ons net vir 10 dae groente en water. En julle kan die verhaal gaan verder lees. Hulle het anderster gelyk as al die ander. Hulle het nie geswig onder emosionele druk nie. En weet jy wat? Dit gebeur baie keer, dat ons swig onder emosionele druk. En ons gaan 'n kompromie aan, wanneer ons nie moet nie. Koning Saul het dit gedoen. Op 'n stadium moes hy en Samuel die profeet mekaar op 'n sekere plek kry om 'n offer aan die Here te bring. Ons lees daarvan in 1 Samuel 13. En nou wag Saul vir Samuel. Hy wag 7 dae. En Samuel daag nie op nie. En hy sien maar die manskappe wat by hom is, raak onrustig en hy begin te gewaar dat hulle van hom af wil weggaan. En hy bring sommer self die offer wat hy nie mag doen nie. Hy mag dit nie gedoen nie. En hy verloor sy koningskap. Hy verloor sy autoriteit om verder iets vir die Here te beteken. En daar's nog baie voorbeelde, wil ek nie by gaan stil staan nie, van die profeet wat vir koning Jerobeam moes gaan boodskap bring omdat hy afgoderry bedryf het. Jy kan daar van 1 Konings 13 gaan lees. Maar hoeveel keer word ons deur sogenaamde valse profete, mense wat na jou toe kom en sê maar die Here het my gepraat, jy moet so maak en so maak. En dan doen ons nie dit nie, ons luister na die valse profeet en ons beland in die moeilikheid. Want dit wat gebeur het met die profeet in 1 Konings 13. Ons moet so Daniel en sy vriende sê, maak nie 'n verskil, maak nie saak of jy jou lewe gaan verloor of ons jou lewe in gevaar stel met ons versoeke nie, maar ons gaan ons nie besmet met die koning se kos en sy wyn nie. Ons wil dit nie hê nie. Ons staan vas in ons beginsels en ons waardes. Dan die laaste beginsel. Soek God se guns. Hoeveel keer soek ons mense se guns? Miskien dit is so dat ons dikwels meer fokus op die guns van mense as op God se guns. Ons doen goeders omdat ons goed wil lyk by ander. My geliefde in die Here, dis tyd dat ons wegbeweeg daarvan. Jy moet net goed lyk by God. Jy moet goed lyk by God, maak nie saak wat mense sê nie. En as jy in 'n sekulêre omgewing werk en beweeg, weet ek dis nie altyd maklik nie, maar God eer ons as ons vas staan in ons beginsels en ons waardes. In Spreuke 19 sê dit so mooi, hy sê, baie soek die guns van die edele, en die man van geskenke het 'n hoop vriende. Dis so waar. As jy iemand is wat lekker uitdeel, gaan jy baie vriende hê. Toe die Here my siel gered het, op 24-jarige ouderdom, toe verlos hy my in een moment van 'n bottel whisky 'n dag. 24 jaar oud. Nou kan jy vir jouself dink, as ek voortgegaan het, waar sou ek gewees het? Ek sou nou alreeds in die grond gewees het. En God maak my los. En tot vandag toe, in hierdie jaar is dit 50 jaar, nog nooit weer aan so iets gevat nie. God maak jou vry, dan is jy vry. Waarlik vry. En ek gaan nou nie vir jou kruisig omdat jy 'n bier drink of as jy lief is om 'n whisky by die huis te drink. Dit maak nie my saak. Dit is jou saak met die Here, nie my saak nie. Maar die belangrikste beginsel is, wat doen jy? Hoe maak jy om die guns van God in jou lewe te wen? Daai storie van Samuel en Saul. Toe Samuel uiteindelik by Saul kom en hoor en sien dat hy die offer gebring het, vra Samuel vir hom, wat het jy gedoen? In 1 Samuel 13 vers 11 en 12. En Saul sê, ek het gesien dat die manskappe verstrooid raak van my af, en toe u nie kom op die afgesproke tyd nie, terwyl die Filistyne in Migmas by mekaar kom, het ek gesê, nou sal die Filistyne na my toe aftrek in Gilgal, en ek het die aangesig van die Here nie om genade gesmeek nie. Daarom het ek myself sterk gehou,
en die brandoffer gebring, net daardie fout gemaak. Daniël en sy vriende beleef die guns van die koning en van die amptenary, omdat hulle vasgestaan het in hulle waardes en hulle beginsels, en hulle die guns van die Here gesoek het. Daniël 1 vers 8 en 9 sê dit baie duidelik. En Daniël het hom voorgenem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Hy het hom voorgenem. En ek en jy, my broer en suster, ons moet op weg kom wat ons voorneem om nie die verkeerde goed te doen nie. Niemand anders kan dit vir jou doen nie. Jy alleen moet daai besluit neem. Maar jy sien, almal van ons begeer of is veronderstel om die guns van die Here te begeer in ons lewe. En ons kan dit alleen kry wanneer ons regtig waar vas staan in ons beginsels en waardes waarmee ons groot geword het, wat ons geleer het. En dan kan ons kennis neem dat ons pad vorentoe sal die Here ons seën. Soek die guns van God, nie van mense nie. En ek en jy moet vandag vas staan in daardie beginsels. En dis al manier hoe jy sal oorleef in die paleis van die vyand. Al hoe jy sal oorleef. Dit het Daniël en sy vriende belewe. Hulle het dit oorleef. Hulle het inteendeel hoë poste gehad in die regering. Hulle het gouverneurs geword. En Daniël het amper soort van eerste minister geword in daardie land. Want hulle het vasgestaan in hulle beginsels en waardes. Hulle het nie kompromieë aangegaan nie. En hulle het besluit om daar waar hulle is 'n verskil te maak. My geliefde in die Here, jy maak reeds 'n verskil as jy daar by die kasregister in die winkel staan en daardie vroutjie agter daai kasregister maak 'n fout met jou klein geld. Nou weet ek wat baie ander doen. Onmiddellik is al die hare regop. Die kuite is styf. En jy wil haar sommer net daar aan die nek gryp. En die beste is om te sê, don't worry, I'll wait for you to correct it. En weet wat, jy stap daar uit met vrede in jou hart. Wat niemand vir jou kan gee behalwe die Here. En jy het 'n verskil gemaak in iemand anders se lewe, wat andersins nie daar sou wees nie. Toets dit bietjie, beoefen dit, en sien wat is die verskil wat jy maak. Mag die Here ons help om so te lewe, dat ons 'n verskil sal maak oral waar ons kom. Die Here seën jou. Amen. Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord jou help om varshout te wees, wat ander blootstel aan die smaak van Jesus se karakter. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorberei sal wees vir elke goeie werk.